verander 'n verleentheid in 'n geleentheid. Halleluja. Ek en jy is gered met 'n doel. Because God has a tendency to look down into the valley. Extraordinair sal jou onderskei van die groepie van ordinair. Wie jy sê die Here is my. Hy sê, weet jy wat, preek jy die woord, ek sal al lewendig hou. Hartlike goeienaand, ek groet u hier uit 'n lieflike, wonderlike KwaZulu-Natal uit hier op Sondag aand. Kruiskyk, goeie nuus in jou taal en ek weet sommer dat vanaand het die Here vir jou en my 'n besonderse woord. Ek vertrou dat dit met jou goed gaan, ek vertrou dat jy 'n wonderlike week tot dusver gehad het. En as dit nou maar so 'n bietjie afdraande vir jou gevoel het, weet dit net dat God is nog steeds in beheer. Hy is nog steeds die een wat ons beskerm en wat ons tot op hierdie aand toe deurgedra het. Nou ek wil vanaand met jou 'n bietjie deel rondom 'n saak wat my na in die hart lê en dit is gebed. As daar iets is in die lewe wat die kind van God baie afskeep, dan is dit ons gebedslewens. En op die einde van die dag is dit die gebede wat ons bid, wat vir ons gaan deurdra. Is dit die gebede wat ons tot die Here bid, wat ons paaie gelyk gaan maak. Nou ek lees vir jou hier in Psalm 127 vers 1, net een skrifgedeelte. Hy sê, as die Here die huis nie bou nie, te vergeefs werk die wat daaraan bou. En as die Here die stad nie bewaar nie, te vergeefs waak die wagter. Nou, ek het so 'n bietjie gaan skryf hier in my boekie rondom gebed en ek wil vanaand vir jou, liewe luisteraar, wat hier ingeskakel is op Kruiskyk, net vanaand vir jou kom sê, dat as ek en jy kan besef wat gebed werklik kan doen, wat gebed kan vermag, dan sal ons des te meer bidders word. Dan sal ons des te meer uitverkoop wees aan 'n gebedslewe teenoor 'n heilige God in die hemel, wat ons gebede verhoor en wat vir ons antwoord. Dit is wanneer ek en jy werklik intens gaan beginne bid, wat daar 'n shift, 'n skuif in jou huishouding gaan kom. Dis wanneer ek en jy intens gaan beginne bid kind van God, dat dinge gaan in posisie inkom, wat dinge gaan in plek val in ons lewens. Dis wanneer ek en jy gaan beginne bid, dat ons huise gebou gaan word. Het sy dit jou fisiese huis en het sy dit jou geestelike huis, wat dan jou liggaam is. Dis goed en wel dat ons gospel musiek in die agtergrond het en ek is 'n vooraanstander daarvoor. Maar dis nie hierdie musiek wat die dinge gaan in plek inskuif nie. Ek wil vanaand vir jou sê, dis wanneer jy, en sit 'n bietjie jou hand op jouself vanaand, dis wanneer jy en ek ons mond gaan beginne oopmaak en ons gaan beginne roep na die koning van alle konings. Dit is daardie gebede wat 'n verskuiwing gaan veroorsaak in jou huishouding, in jou lewe, in jou kinders se harte, in jou familie se lewens, in jou werksomstandighede. Dis wanneer ek en jy kan besef hoeveel krag daar in ons opgesluit is, wanneer ons mond oopmaak en tot 'n heilige God gaan beginne bid, en dat ons sal weet, is dan wanneer die sluise van die hemele oor ons oopgemaak sal word. Uit ons geleese gedeelte in hierdie Psalm, wys dit vir my en jou, dat as dit nie die Here is wat die huis bou nie, te vergeefs gaan ek en jy daaraan bou. Deur gebed natuurlik, nooi ek en jy die Here in. Ons nooi hom in om ons huis te kom bou. Ons nooi hom in om ons huishouding oor te neem. Ons nooi hom uit om in ons kamers, in ons wese in te beweeg. Ek wil vir jou sê, dis wanneer ek en jy dit ernstig meen in gebed,
wat ons dinge in die lewe gaan verskuif, wat dinge verander gaan word, wat ons gaan ervaar die krag van die inwonende Heilige Gees in ons lewens. Elke keer, nou ek weet nie wie van u dit doen nie, maar ek en my man is nogal baie lief daarvoor om te manifesteer. En ons glo in manifestasie. Dis wanneer ek en jy nie net daar in 'n hoekie sit en bid nie, maar wanneer ons daadwerklik opstaan en jy begin in jou huis te beweeg van vertrek tot vertrek. Dit is wanneer ek en jy kan beweeg van kamer tot kamer en God se heilige woord kan begin verklaar dat dinge gaan verskuif in ons realm waarin ons lewe. Te veel kinders van die Here sit met dinge in hulle harte en in hulle lewens en dit kom net nooit reg nie. Dis asof dit net nie verander nie. Jy probeer dinge uit jou eie uit te vermag, maar ek wil vir jou sê, die woord van God sê, dis te vergeefs, want as God die huis nie bou nie, sal dit nie staande kan bly nie. Maar ek en jy nooi hom natuurlik in, deur die gebede wat ons bid. Dis wanneer ek en jy bid, dat ons besig is om iets vas te maak in die geestelike realm. Jy is besig om grond te claim, jy is besig om grond in te win. Jabes sê, Here, vergroot my grondgebied. Ek wil hê jy moet dit aftree in jou huis en sê, Here, vergroot my grondgebied vir my. Dis wanneer ek en jy besig is in ons huise om lewe te spreek. Kind van God, ek wil vir jou sê, moenie gebed minag nie. Moenie jou gebedslewe minag nie. Moenie dit op sy skuif nie. Moenie laat dit koud word op die rak nie. Moenie laat dit stof optel nie. Want deur te bid is ons besig om lewe te spreek. Psalm 121 vers 8 sê, die Here sal jou uitgang en jou ingang bewaar van nou af tot in ewigheid. Hoe wil jy hê dat die Here jou ingang en jou uitgang moet bewaar as jy nie tot hom roep nie, as jy nie tot hom bid nie, as jy nie op hom vertrou vir elke dingetjie wat jy so nodig het nie? Dis wanneer jy en ek in ons kinders se kamers in beweeg en daar beginne bid, dat ons op Jesaja 54 vers 13 kan staan. Hy sê, en al jou kinders sal deur die Here geleer wees, en die vrede van jou kinders sal groot wees. Ek wonder as ek so kyk na die nuus en baie van ons kinders wat besig is om die tydelike met die ewige te verwissel. Uitblinker kinders sien ek op Facebook en 'n mens wonder, want daar word nie altyd gesê waaraan hulle gesterf het nie, maar ek het gelees van 'n spesifieke kind en hulle sê dat hierdie kind het verskriklik aan depressie gelei. Nou wonder ek, jy wie daar in jou sitkamer is, miskien is jou kinders al uit die huis uit, dit sê nie, jy mag nie meer vir hulle bid nie. Dis wanneer jy daai foto neem, en jy daai kind so voor jou hou, en jy begin manifesteer oor hulle lewens. Ek wonder hoeveel vrede het jou kinders in hulle harte werklik? Want ons lewe in 'n verskriklike tyd en die kinders word toegegooi met soveel probleme, met soveel angs, dat hulle knak onder dit. Ons verwag baie keer so baie van ons kinders om te presteer op die hoogste vlak en naderhand kan hulle dit nie meer hanteer nie en hulle slaan hulle hand in hulle eie lewe. Die woord van die Here sê, dat ek en jy, as ons die Jesaja 54:13 gaan proclaim oor hulle en spreek oor hulle, dan sal hulle deur die Here geleer word en hulle vrede sal groot wees. Dis wanneer ek en jy in die middel van die nag opstaan en jy ervaar hier's nou iets wat nie van die Here af is nie en jy ervaar daar wil 'n vrees opkom dat ek en jy kan staan op 2 Timoteus 1 vers 7 en ons kan dit afdwing. Ek wil sommer sê in die keelgat van die vyand af, want ek en jy het nodig om lewe te spreek. Ons het nodig om die woord te gebruik. Ons het nodig om die autoriteit te gebruik wat ons van die Here af ontvang het. En dat ons kan sê, maar Here, u woord sê, dat u het my nie 'n gees van vreesagtigheid gegee nie, maar van krag, Here, en van liefde, en van selfbeheersing. Jy sien vir baie mense, en kinders van die Here, het hulle geestelike lewe slegs 'n roetine geword. 'n Roetine is 'n goeie ding,
Maar dit kan ook soms 'n slegte ding wees. Veral as jy net dieselfde roetine beoefen, dieselfde gebede bid en dis net binnekindjie klein, liewe Jesus, maak my hartjie rein. Ek sê nie dis verkeerd nie, maar ons is gered met 'n doel en dit is om groter en sterker en magtiger en kragtiger in die Here te word. Vir baie is dit net 'n roetine en jy besef nie dat wanneer jy, ek wil sê, die goeie roetine het om 'n bidder te wees, om die tyd uit te koop, maak nie saak hoe dit in jou lewe gaan nie, maak nie saak of jy in 'n woestyn is en of jy in die paleis is nie, dat jy nog steeds die Here kan aanroep te midde van 'n vallei in jou lewe. Dat jy sal besef dat hierdie roetine is eintlik besig om vir jou heerskappy te gee. Hierdie heerskappy sê vir jou en my, ek is die kop en nie die stert nie. Hierdie heerskappy sê vandag vir my, dat ek sal op skorpioene en slange trap, en niks sal my ooit kan skade doen nie. Wanneer laas kind van God, liewe luisteraar hier op Kruiskyk, het jy werklik heerskappy uitgeoefen, deur die gebede wat jy bid, deur te bedoel wat jy sê, deur te glo wat jy sê. Ek wil vir jou sê, as jy kyk na die woordjie heerskappy, beteken dit die uitoefening van mag, die uitoefening van gesag. Dit beteken om beheer oor 'n gebied te neem. Daar waar die vyand kom en hy woer met jou kinders speel, woer in jou huwelik speel, woer in jou finansies speel. Hy het nie nodig om heerskappy uit te oefen as jy 'n gebedslewe het nie. As jy weet dat daar staan geskrywe, dan is ek en jy mos die kop en nie die stert nie. Dan oefen ons heerskappy oor die vyand se werke uit. Die woord van die Here sê in Job 22:28, besluit jy iets, dan kom dit tot stand. En oor jou weë skyn 'n lig. Skyn daar 'n lig oor jou weë, kind van God? Wanneer laas het iets tot stand gekom, waaroor jy net 'n besluit geneem het? Jy is so vol van die Heilige Gees en van die krag van die Here, dat jy net 'n besluit neem en die Here is reeds daar en dit kom tot stand. Dit is wat gebeur wanneer jy opreg kan bid. Die Here innooi en hom vertrou. Die woord van die Here sê, jy sal nie beskaamd staan nie. Ons hoef nie weg te stap rooi van skaamte, omdat ons gebede nie beantwoord is nie. Ons moet begin 'n heerskappy uitoefen. Ons moet die gesag vat, die autoriteit vat wat die Here vir ons gegee het. Gebed vestig dinge. Die woord van die Here sê, ons roep die dinge wat nie bestaan nie, asof dit bestaan. Die Engels sal sê, prayer establishes things. Dit kom tot stand, dit word 'n werklikheid. Daai ding wat onwerklik lyk, word 'n werklikheid in die wedergebore kind van God se lewe, wanneer jy heerskappy uitoefen in gebed, en sê, Here, daar staan geskrywe, u woord sê dit en dit, Here, en in u is elke belofte, ja en amen. Waar angs is, verskyn vrede. Waar daar visie is, divisie, waar die eenheid versteur word, kom daar eenheid. Ek wil vir jou sê, waar chaos is, bring dit rus. Johannes 10:10 sê, die dief kom net om te steel, en te slag, en te verwoes. Maar ek het gekom, dat hulle lewe en oorvloed kan hê. Twee dinge, lewe en oorvloed. Ek weet nie vanaand hoe lyk jou huis nie, en dit maak ook nie saak nie. Maar wat saak maak vanaand is dat wanneer jy oor jou huishouding bid, dan is dit onder beskerming. Wanneer jy vir jou man intree, of vir jou vrou, of vir jou familie, of jou kinders, dan is die Here daar. Eksodus 12:13 sê, hy sê, when I see the blood, I will pass over you. En hoe is dit nie in die tyd waarin ons lewe, hoe hulle dit wil afwater nie, die kosbare bloed van Jesus Christus, daardie bloed wat jou en my gered het, daardie bloed wat gevloei het, the blood that will never lose its power. Hoe stupid wil ek sê kan jy wees, om te sê dat dit nie bestaan nie. Daardie mense is op 'n dwaalspoor.
Maar wanneer ek die bloed van Jesus pleit oor myself en my gesin en my huishouding, wil ek vanaand vir jou sê, is ek nie dramaties nie, ek is Bybels, ek is ingeënt in die ware wynstok, halleluja, die bloed sal nooit sy krag verloor nie, en wil ek vir jou sê, die ou liedjie sê, I'm gonna stay right under the blood, halleluja, where the devil can do me no harm. Psalm 91 vers 7 sê, al val daar 1000 aan my sy en 10.000 aan my regterhand, na my sal die onheil nie aankom nie. Net met my oë sal ek die vergelding van die goddelose aanskou. Jy sien, dis wanneer jy begin 'n heerskappy uitoefen, die krag wat die Here jou gegee het, die anointing wat op jou is, deur die woord te spreek, deur te bid en die Here te vertrou. Dis dan wanneer daar 'n skuif kom, halleluja. Ek is besig om my gebied, my territory, my gebied, ek is besig om dit te merk, deur die gebede wat ek bid, deur die kragsalwing van die Heilige Gees. Josua 24:15 sê, as for me and my house, we will serve the Lord. Hierdie is 'n decree. Dis 'n kreet, moet dit nie onderskat nie, moenie onderskat wat gebed kan vermag nie, of jy nou skottelgoed was in jou huis, en of jou man is wat onder 'n kar lê en in 'n engine werk, jy kan nog steeds bid, elke oomblik waar ek en jy beweeg, kan ons 'n declaration maak, ons kan decree en declare, ons kan God se woord spreek. Yes, daar wanneer jy toe kom awesome in die teenwoordigheid van die Here, maar ons kan dit ongelukkig nie 24 ure 'n dag doen nie, want ons werk, party van ons moet na ons werke toe gaan, die kinders gaan skole toe, maar daar waar jy beweeg, kan jy jou mond gebruik, en jy kan bid, en jy kan sê, Here, ek spreek hierdie woord oor hierdie situasie, I'm decreeing it, and it will be established. Jou gaste en jou familielede verstaan nie, hoekom is daar soveel vrede as hulle in jou huis, of soos in ons geval by ons kerk instap, as hulle ervaar die peace of God. Dis omdat daar gebid word, dis omdat daar gebede opgaan in die huis van die Here, in ons eie huis. Ek wil vir jou vanaand bemoedig wat luister, hou aan stap deur jou huis, hou aan om jou deurposte te salf, hou aan om God se woord te spreek. Sodoende is ek en jy besig om heilige grond te kweek. En ek wil vir jou sê, dit is krag. Dit is wat gebed doen. Dit is wat gebeur wanneer kinders van die Here aanroep in gees en in waarheid. En hy sê, hy soek ook diegene wie hom so sal aanbid in gees en in waarheid. Ek wil jou, liewe luisteraar, vanaand aanmoedig. Jy het autoriteit. Jy het krag. Want groter is hy wie in jou is dan die een wat teen jou kom. Ek en jy het krag ontvang deur die genade van die Here. En hoekom sal ons dit dan nie gebruik nie? Dis net sowel soos iemand wat R1 miljoen in sy bankrekening kry en dit los en niks daaraan doen nie. Nee, gebruik dit. Gebruik wat die Here jou gegee het. Gebruik hierdie gebedslewe van jou. Gebruik jou asem tot eer van die Here en spreek woord sodat daar 'n skuif in jou huis en in jou lewe kan plaasvind. Ek wil graag saam met jou bid vanaand, jy wie luister. Jy wie vanaand voel, jou gebede is nie waar dit hoort te wees nie. Jy het moeg geraak, jy het mat geraak, jy het ellendig en beklaanswaardig geraak. Ek wil vir jou sê, gebed verander sake. Mag die Here jou seën in hierdie week en mag jy net hierdie week ervaar hoe daar 'n skuif kom en hoe alles vir jou in plek val. Here, baie dankie dat ek my hand vandag kan uitsteek. En ek bid, Here, vir elke een wat vanaand hierdie woord vat. Here, dat ons bidders sal hê, bidders wat sal opstaan, bidders wat nie sal skroom om die woord van God te spreek nie, is my gebed in die naam van Jesus, en ek dank U daarvoor. Amen. Nou ja, dit is tyd vir my om te groet hier op Kruiskyk, tot 'n volgende keer. Mag die Here jou seën, ek sê dit altyd, mag hy jou bewaar, mag hy vir jou doen ver bo dit, wat jy kan bid of dink. Totsiens.